Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. U is dan nou ingeskakel by ons gewilde program Ons Gesels oor alles en nog wat. Nou oorkant my sit mooie Veronica en sy het vertel van haar 11 niggies. Ja, 11 niggies oor rond in Suid-Afrika. Wat luister na die program. So dit is sommer baie verblydend en dan wil ek ook vanoggend sommer vir my liefling sussie. Ek noem haar Immy. Haar regte naam is eintlik Anne-Marie. Vir en haar man Jack ook sê ek weet julle luister, so ons gaan mooi gesels en julle gaan lekker lag, want julle kan toch so lekker lag. Veronica, baie welkom. Jackie, baie welkom. Wat sê julle van die nuwe jaar nou al? Ons is reg vir die nuwe jaar. Dis warm, die wind waai en daar gaan Jackie seker net 'n bietjie praat oor die damme en so, maar weet jy wat, ek is vol geesdrif vir die jaar. Ja. Ja, luisteraars, goeiemôre. Baie lekker om die heel eerste uitsending van 2026. En ek glo as 'n jaar met 'n ewe nommer eindig, is dit 'n fantastiese jaar, want alles loop gelyk. 2026. Baie welkom al die duisende luisteraars. Ek hoor baie van julle wat teruggery het of nog steeds op pad terug is, neem Radio Fynbos saam met julle, want deesdae kan jy dit in jou kar luister, Bluetooth, en daar gaat jy. Al die lekker musiek. Ja, baie welkom. Veronica, watter nuus het jy vir ons so vroeg in 2026, behalwe net dat jy ook sê dit gaan 'n goeie jaar wees? Nuus in die sin van die dorp wat nou besig is, of nuus oor, ja, okay, kom ons gaan met die dorp aan. Ons dorp en ons glo ons hele streek is besig om leeg te loop met vakansiegangers. Alhoewel, ek sien hier en daar kom weer karavane in en hulle Kaapse registrasies. So ek dink die Kaapenaars is nou hier en op pad. En ja, dan moet dis natuurlijk die mense wat moes teruggaan om te gaan werk. Nou ja, hard werk hierdie mense vir die hele jaar, ons sien julle weer aan die einde van die jaar as hier ons allemaal spaar. Ja, lekker, en ekskuus tog Veronica, ek chop net in, nou dat ons so gepraat het, jy weet dat ek op pad die naartoe te dink, ek onthou julle die jaar is 2026, is 'n nuwe jaar. In die jare van die checkboeke. Ja. Dan skryf jy die verkeerde jaar in die datum. Dan moet jy hele check oorskryf. Oh no. Ja, en die seentjie moes vir sy pa het speelgoed ding vir daai jare van die checkboeke nog. Speelgoed gevra toe sê pa nee man, ek het nie geld nie. Sê pak ek dink is jou checkboek nog. Nou ek dink is ons laat na. Baie dankie vir Chantay wat hier is. Sy is ons regisseur en klankingenieur en soos Leonie gesê het, sy het vir ons pragtige musiek opgestel vir die hele program, 24 uur. So Chantay, dankie, sy trek die luisels hier so en ons dans volgens haar wil. Daar sê nog dans, moet ons dans, glo julle vir ons. Ons wil net nou al sê, die wind het baie erg gewaai gister, so die wind het syne ook weggewaai. So ons kan dalk 'n nagevolg hê op die program van die syne wat bietjie gewaai het, nog steeds waai. Ons vra om verskoning vir dit, maar julle kan ook na die heruitsending kyk en dit sal wees dan 'n Vrydag. 11 uur kan julle luister na dit en volgende week, hierdie tyd is dit dan op podcast en as ek vir julle sê 4 uur Vrydag. Vrydag, hoe laat het ek gesê? 11 uur. Nee, is vandag 11 uur, Leonie. Dis vandag 11 uur, dis Vrydag is 4 uur. Dit is fantasties om te weet die weer van die vakansie is nog heeltemal in my, so ek is nie deur die weer nie, ek is net nog in die vakantiemoed. O ja, en dan wil ek julle sê, dan gaan julle mos nou kan sien as ek sê Veronica, die mooie Veronica sit oorkant my, hoe sy lyk op podcast. Baie dankie Leonie, en jy lyk net so pragtig. Sien dat die man nou nie vir ons die komplimente gee nie. Chantay, wil jy nie bietjie daar loer in die kamera, laat almal sien hoe mooi jy ook is nie. Ja, maar hy lyk self nie sleg nie, nee, Leonie. Dis goed dat jy vir jou man 'n kompliment gee, vrouens moet dit vir hulle mans ook gee. So vrouens, as jy luister en jy het nog nie vir jou man vandag 'n kompliment gegee nie, dit is jou oomblik om nou vir hom sommer 'n versoek te stuur vir volgende week. Gepraat van versoeke, ons het 2. Ons het 2 versoeke, ja. En dit staan my persoonlik baie na in die hart, so ek nou eintlik mooi praat, dat ek nie te emosioneel raak nie. Charmaine Oosthuizen van Stilbaai, sy het die 2 versoeke ingestuur. Ons is so dankbaar daarvoor. Sy is deur 'n bitter moeilike tyd. En dit is vir my so goed, Charmaine, om te hoor jy het die krag en die energie om deel te neem en op so 'n wyse erkenning te gee. Ons praat later daaroor.
Ja, kyk, net sê Charmaine, van my kant af is dit nog nie kans gehad om my teekie te drink nie. Ons gaan hom definitief drink. Net sodra jy vir my sê, al moet ek wegloop by die werk of wat ook al, daai teekie moet gedrink word. Veronica, ek wil jou net korrigeer, ekskuus tog Charmaine, ek het nog nie vir Veronica gesê nie, ons het voorgestel ons drink 'n tee, toe sê sy asseblief, as alles in die week reg is, kan ons nie maar die tee verruil vir 'n glasie wyn nie. Al die pad, al die pad. Well done Charmaine Oosthuizen van Stilbaai, en haar versoeke is in Charmaine, ons gaan dit speel na die, ja ek wil al sê wedstryd, na die program, ek hou aan met daai storie, na die program Charmaine, moenie afskakel nie, luister, haar versoeke is Power of Love van Jennifer Rush, en Charmaine sê vir my, dit is vir haar so spesiaal, want toe sy en Derek verlief geraak het, toe was dit hulle song. So het elkeen sy song, ne? Hoe mooi is dit. Het jy 'n song nou? Nee, ekskuus, ja, kyk. Ja, ek het jou net al gesê wat haar song is. Ja, nee, ek het. O, ek onthou, ja. En dan kan julle waarborg, Leonie se song is definitief nie Road to Hell nie. En dan Heaven is a Place on Earth. Ja, dit is 'n mooi song. En dan haar ander song is Harde Kool van Rikus Nel, wat sy sê het ou Derek altyd as hy gebraai het, en daai man was baie lief vir braai. Het hy dit afgeneem, die vuur, en dan vir al sy chomps gespeel met die agtergrondmusiek wat speel. Goeie herinneringe, Charmaine, dankie dat jy deelneem, hoor. En het julle gesien, as jy mos nou Stilbaai net so inkom, net bo Engine, of na Engine, die banier, en ons gaan nou praat oor dit. Okay. Welkom dat jy Stilbaai gekies het. Ja, dit is reg. Aan die vakansiegangers, die wat reeds weg is, die wat nog hier is, ons sê dankie vanaf Radio Fynbos dat julle ons streek gekies het as julle vakansiedestinasie. En welkom aan Liefsebeer dit nou is. Ja, baie welkom. Ja, en soos gesê, ons sien karavane en ons sien ook ander gesigte. Mens kan nie almal onthou nie, maar ja, en baie sal inkom in die winkel en sê, onthou jy my nog? En dan begin hulle praat en dan onthou jy, en dan sê die tannie sê, ek het 'n keteltjie by jou gekoop. En snaaks genoeg, wonderlik, en ek dank die Here daarvoor, dat kan ek nog terug hardloop in die jaar in en onthou watter keteltjie daai tannie gekoop het. Jy is vir ons 'n fantastiese voorbeeld, Veronica, hoor. En dan dink ons, Jackie, aan die boere, né? Ai, Leonie, ons dink aan die boere. En jy weet, ek ry so, en ons het al daaroor gepraat oor Radio Fynbos, ek ry so deur die buurt as ons ry, en ek sien hoe gaan die grasperke dood, en hoe vaal is dit, maar dis nie 'n patch teen wat die boere deurgaan. Ons worry oor 'n ou grasperk. Mense, boere, ons voel vir julle. Ou nou die dag by my gekom. Ek dink hy het daaroor al gepraat, toe sê een van die boere, in die 36 jaar wat hy hier was, is dit die droogste. En hy moet, ek weet nie hoeveel beeste het hy gesê het hy nie. En elke 3 dae moet hy 'n baal koop. Die groot ronde bale, en hulle is R500 stuk. Is dit 500? Ek het gedog is meer, maar ja, dit is nog steeds. Maar dit hou net 3 dae. Okay. So ons voel baie jammer, boere, ons dink aan julle. Julle hou ons rakke vol. Regtig, en sonder julle kan ons nie. En dan natuurlik luisteraars, die verwoestende brande. En ons het gisterand gevolg wat in Mosselbaai en omgewing gebeur het. Dit is hartverskeurend, huise wat verlore is. En dis asof hierdie jaar meer brande is. Jy weet, ek sien na Berdagstop was groot brande, en onder Hermanus was groot brande, en ons salieer ons brandweermanne weer, en ek sê ook, ons salieer ons pilots ook, wat ek sien hulle het gisterand gevlieg tot omtrent 7 uur toe, obvious toe raak die sigmin en so. So baie dankie wat julle doen, en ons dink regtig van Radio Fynbos se kant af, dink ons regtig aan julle, en ons wens julle die sterkte toe, en julle is in ons gebede. Ons het so gesels, ek en Veronica, so toe sê ons, gestel, dink jou in, hier's rook om jou, en hier kom 'n afkondiging, julle moet nou ontruim. Wat gryp jy? Ek kan my nie indink aan wat daai mense deur is nie. Obvious gaan jy heel eerste glo ek jou honde gryp, of jou troeteldiere, en dan sal ons sien, is Veronica ook daar in die kar.
Kan jy glo? Ja, dit is sommer Ja. dom in die kiesluisteraars. Ja, ek weet nie voor ons aangaan na die volgende onderwerp. Ek wil net sê daar's mense wat hierdie brandweer personeel kos gee, koeldrank, Ja. water en allerlei goeders. Ek wil net vir hulle ook sê baie dankie. Dit is so Christelike gebaar. En daarvoor is ons daar om mekaar te ondersteun. Ja. En nogmaals baie dankie vanaf Radio Fynbos. Ja, en wat my nog meer beïndruk het, baie het huisvesting gegee. En ek sien die ATKV in Hartenbos het bungalows oopgemaak en skoongemaak dat die mense kan gaan bly daar. En dan natuurlik is daar skoolsale ook wat mense huisves. En dit is so lekker as ons so kan saam staan. En dit laat my baie dink, ek gaan nou meer in Dr. Leonie se veld in. Sy is goed met dit, maar ek het al baie gedink, as dit goed gaan, is dit so of die mense nie baie waardeer en tyd het vir mekaar nie. Maar die oomblik as jy moet saam staan, dan is alle illusies weg en jy help waar jy kan. Ja. Hoekom dit so is, weet ek nie. As dit te lekker gaan, maar worry oor niemand nie. Maar ons praat daaroor in ons volgende, in ons braaibroodjie onderwerp wat almal na in die hart is, Leonie. Daar sy. En dan nou iets anders ook ons nou maar net met dit is daar die gesegde wat sê nood leer bid. Dis waar. So jy het nou nog gepraat van my veld en dit is eintlik altyd hartseer as mens net na ons Abba Vader toe hardloop, net as ons hulp nodig het. Maar hy is die hele tyd daar vir ons, sommer net so 'n stukkie. En ons gesels bietjie damme, Veronica. Hulle hou daarvan ek moet met hierdie dame praat. En toe ek hierdie keer gesê ek gaan 'n dubbelpunt insit want ek raak heeltemal met daai persent storie die mekaar. Maar in elk geval kom ek vat hom die Korinthepoortdam. Hierdie week 44.8% vol. Is dit daar sê. Verlede week was hy 47.7%. So hy het gesak. Nee, hy het gesak. Verlede jaar 91.8%. So. Dan aan die Duiwingshokdam is hierdie week 44.3%. Verlede week was hy 49.5% en verlede jaar 96.9%. So dit was 'n lekker nat jaar laas jaar. Laas jaar was 'n nat jaar. Ja. So ek neem aan as jy sê hierdie week is dit 2026. Nee, okay. Ja, die afgelope week, ja, nee. Dit voel nog nie vir my of ons sal hier trek nie. Okay, nou die Jongensfontein en die Olive Grove bly op 100%. Hoe kry ons dit reg? Daar's fonteine wat omvoed en weet jy, ek ken 'n ou wat net hier buitekant naby Melkfontein, ek wil amper sê 'n klein hoewe het van 'n fontein wat daar deurloop en ek het al vir hom gevra hoe lyk dit. Ek sê, is dit hoe droog? Hy ding loop konstant dieselfde hoeveelheid water. Baie interessant. Ja. Nou ja, die Esla damme net vir interessantheid. Hierdie week 88.4%, verlede week 88.0% en verlede jaar 68.9%. So daai het verbeter. Dis al die reën wat die mense daar in die gat het. Ja, hulle het dan baie reën gekry nou oorstromings en alles. En dan goeie nuus, petrol. Ja, dat ons vinniger kan ry. Ja. Nou ja, ek is self verbaas, die rand bly ongelooflik sterk teenoor die dollar. Inteendeel al die eenhede. Petrol sak het gesak laas nag 1 minuut oor 12. Ja. Met 62 sent vir die 93 oktaan en vir die 95 oktaan 66%. En diesel, dis die goeie nuus vir die boere. Hier is daar 'n bietjie goeie nuus vir die boere en vir die luisteraars. Het gesak met R1.50 per liter. So, dis goed. Ja, kan ek net daaroor sê Radio Fynbos bring jou die nuutste nuus. Daar's Laas nag weer gekom en daar het julle dit. Daar het julle dit. Nou ja, ons gaan nou vir Veronica vra. Ek is seker jy het hierdie geskryf as ek dit so bekyk. Sy het. Maar ons gaan nie sê wat dit is. Dalk gaan die mense dink dit is Kersfeesvader, né? Ja. So, gaan jy hom vat asseblief Veronica? Ek gaan hom vat. Omgedraai, gepak. Ja, oorvol, stampvol, gevul deur geure van knoffel,
marinade, aardappelslaai met eiers. Slaai, groente, vrugte, ryp, party sommer oorryp ook. Sommige was nog groen. Koekstryf, kerspudding, tot 'n paar dae terug se leftovers. Ja, vir almal wat Radio Fynbos luister, laat ek in julle ore fluister. 5 minute oop, 'n minuut toe. 5 minute oop, genadiglik weer toe vir 'n welkome minuut. Daarna weer oop. My gas het uitgeloop. My skaniere verloor hulle maniere. Hulle kreun en steun. Want ek is waar net hin. Raai, of moet ek die antwoord gee? Gee maar. 'n Yskas. Ja. Daar sy baie goed gedoen, Veronica. Nou kon ons gehoor het 'n yskas het ook 'n binneste. Ja. Absoluut, ja. Ek wou nog van die ysblokkies insit, maar dit gaan te lank gevat. Ja, nee. Dit kan miskien die raaisel opgeklaar. Ja. Goed. Nou ja, Veronica, meeste van ons, indien nie almal weet wat is 'n braaibroodjie. En dit is baie gewild, veral in Suid-Afrika en lande met soortgelyke eetkultuur. En een ou het gesê altyd, jy weet, ons gaan nou uitbrei oor die braaibroodjie, dit is net oppervlakkig wat ek dit noem, wat gesê het, hy wens hy was 'n braaibroodjie, want dit is al wanneer hy sy al twee kante gebotter kan wees. So. Maar ja, dis 'n populêre ene. Gaan ons die liedjie bietjie later speel. Ek wil net gou sê vir Chantay, ek dink is jy wat daai lekker braaibroodjie foto opgesit het op die, is dit 'n stel? Ja. Op die webtuiste, né? Dis waar ek dit gesien het. Ek het dadelik honger geraak. Ja. Yes, wel dan die stel, ja, daai lyk lekker. Ja. Ons is Chantay en jy vat ons deur met braaibroodjies van Miller Brand. Ons het nou gehoor die kole is reg en die braaibroodjies kan nou maar gebring word. En ons gesels oor braaibroodjies, wat een van die mees algemene trooskos items in huise is. Jonk en oud eet dit. En natuurlik word dit sterk gekoppel aan braai, aan sokker, aan laataand honger en vinnige eetes en byna elke huishouding ken en eet dit gereeld. Ja, braaibroodjie is goedkoop, behalwe as jy nou regtig hierdie verskriklike duur brode wil gebruik vir jou braaibroodjie. En die mees gewilde bestanddele is dan nou brood, kaas, botter, margarien, tamatie en eie. En natuurlik kan jy ook bysit wat jy wil. Soos 'n bietjie chutney aan die een kant of waarvan jy hou. Het jy nou al geëet, ekskuus, met chutney aan die een kant en Marmite aan die ander kant en dan die tradisionele tamatie, kaas en eie. Probeer dit so bietjie. Ons gaan definitief. Nou ja, luisteraars, ons het julle gevra om vir ons te sê wat is julle spesiaal. Ek het niks gekry nie, maar hier het ons Leoniesin. Ek is baie lief vir die tradisionele ene, maar daai gaan ons probeer. Ja, En soos hulle sê, braaibroodjie is draaibroodjie. Jy moet hom kort draai, kort draai, laat hy nie brand nie. ja, en jy hoef nie graad te hê om 'n braaibroodjie te maak nie, so min vaardigheid is nodig. Dis vinnig en dis een van die mees herhaalbare etes wat jy in 'n week kan doen. Jy kan maandag gaan en jy kan donderdag gaan weer een maak, want 'n brood het nogal baie snye in. Dis waar, ja. Ja. Braaibroodjies kan tot op sommige restaurante se spyskaarte gesien word. Hulle verskyn tot in sommige koffiewinkels is op die spyskaart, by padstalletjies, skool en sport snoepies en in sommige gevalle verskoning word hulle tot opgegradeer met verskillende kaase en vleissoorte. Maar ek het nog nie vleis op ons gesit nie. Maar ja, mens kan dit altyd probeer. Braaibroodjies stel 90% mense tevrede, tot verwagter ook. Daar sê. En jou braaibroodjies kry konstante aandag op TikTok, Instagram, YouTube, se koskanale en word ook die ultimate toasty genoem. Ja, en luisteraars, die van julle wat nou net ingeskakel het by Radio Fynbos, ons het nou gepraat oor die damme en ons het nou aangegaan na braaibroodjies toe.
En moenie dink dis net 'n braaibroodjie nie. Ons gaan nou in 'n dieper kyk na braaibroodjies, want soos met enige of baie ander goeders kan jy dit tuis bring in jou eie optredes ook. Dit's wat dit interessant gaan maak. Dis hoekom ons vra, nou waarom gesels ons vanoggend oor braaibroodjies? Behalwe seker ou jare het omtrent baie mense gebraai met braaibroodjies en goed. En onthou maar net, Shamaine Oosthuizen van Stilbaai, jou 2 liedjies gaan gespeel word net na die program. Nie loop afskakel nie en al die luisteraars op. Goed, wat wil ons weet? Erken jy jouself as 'n braaibroodjie. Wat almal moet tevrede stel, wat dink dis nodig om almal se probleme, hulle hartseer, verliese, nog baie meer kan en moet hanteer. Baie mense voel verantwoordelik vir almal rondom hulle familie, hulle vriende, hulle kollegas en uiteindig uitgeput, oorweldig en soms bitter. Nou ja, dit is as jy 'n uitgebrande braaibroodjie is, dan is jy vir niks goed nie, behalwe net om weggegooi te word. Maar ons gaan nog dieper in die gesprek in van 'n braaibroodjie. Okay, wanneer word omgee te swaar? Want dit is wat eintlik 'n braaibroodjie. As jy te veel omgee, wanneer word dit vir jouself te swaar? En hoekom neem sommige mense natuurlik sommer net van natuur ander se probleme op hulle? Daar's 'n verskil tussen ondersteun en oorneem. 'n emosionele prys van altyd die sterk een wees. Dan is daar die skuldgevoel. As ek sê nee, laat ek mense in die steek. Wanneer help jy regtig en wanneer maak jy dit erger? Jy sê ja, weet jy, dis so 'n fyn balans wat 'n mens seker maar met jou eie emosionele limit moet stel om te sê nou is ek besig om myself te verloor. Soos jy nou eendag gesê, onthou net en jy kan nie die wêreld red nie. So iewers moet jy 'n streep in die sand trek en sê tot hier kan ek help. Ja, dis elkeen dink ek se besluit, emosionele besluit. Wanneer ry ek daaronder en wanneer verkrag ek hierdie storie van charity starts at home, weet ek gaan te ver. Nou hoe lyk 'n gesonde grense sonder om koud of selfsugtig te wees? Dis die vraag. Onthou, jy kan nie ander dra as jy self onder die gewig in mekaar sak nie. Dis presies wat Leonie nou gesê het, as die braaibroodjie verbrand is, kan jy niks, as jy niks werd nie. Kies jou energie en grense met wysheid, nie uit skuld uit nie. En 'n mens is nogal partykeer geneig om uit dankbaarheid 'n skuldgevoel te hê teenoor ander wat nie so geseënd soos jy is nie. Snaaks genoeg, dit werk so. Nou het jy al gevoel jy dra almal se probleme behalwe jou eie? En wie dra jou laste? Vertrou God, dit weet ons. Leef jou liefde en gee en omgee sonder om jouself leeg te maak of jouself te verloor. Nou hoe leer mens om los te laat sonder 'n skuldgevoel? Ek glo omgee is nie om alles te dra nie. Soms is die grootste liefde om mense toe te laat om hulle eie gewig te leer hanteer. Mense laat ander toe om hulle laste te dra, om 'n diep menslike en meestal omrede 'n paar diep, nou praat ek die mekaar hier so. Mense laat ander toe om hulle laste te dra, om 'n paar diep menslike en meestal onbewuste redes. En jou nie, dis makliker as om self verantwoordelikheid te neem. Ja, dit is so, en vir my is hierdie altyd die waarheid. As jy mense help, en dan kom 'n dag wat jy sê nee, as daardie mense dan skielik net van die baan af verdwyn, of vir jou kwaad raak, of jouself sleg sê, Ja. dan weet mens, dit is vir verkeerde redes wat jy hulle gehelp het. So hierdie is 'n baie teerpunt, dink ek, in baie mense se lewens wat nou gaan luister na dit so, maar ons moet ook kyk, ons praat bietjie van my veld ook 'n people pleaser. Hoekom is ek 'n people pleaser? Sodat ek net wil hê almal moet vir my lief wees. Nou, as jy mos nou wil gehad het, almal moet vir jou lief wees, dan moet jy mos nou maar 'n roomys verkoper raak.
En jy's nie 'n yskrem stalletjie nie, so ek staan baie sterk met hierdie punt en ook dat as jy empath is wat ons van praat in sielkunde, dat mense baie maklik uit narcistiese redes uit op 'n mens begin trap en jou begin misbruik. En dit is maar goedjies wat baie dieper lê, maar ons luister na die program en ek glo iewerste gaan jy jouself erken as 'n braaibroodjie wat jy toelaat mense moet jou omdraai soos wat hulle wil hê jy moet wees, of jy kan 'n draaibroodjie raak vanoggend en besluit, maar ek het ook 'n lewe en my lewe maak saak en dit maak ook saak na wie toe ek gaan met my probleme en ek weet eintlik dat Abba Vader die een is wat my dra. So ons is by, dis makliker om selfverantwoordelikheid te neem. Om jou eie probleme te dra verg emosionele werk. Moeilike besluite en soms verandering. Dit is vir my baie, ek wil dit weer lees. En soms verandering. En baie van ons mense is geneig om vas te skop teen verandering. As iemand anders dit oorneem, vermy jy pyn en groei. Ja, en ek kom weer terug na die ou gesegde wat ek geleer het. Die mens vir wie jy die bangste moet wees, is die een wat sê ek is so gemaak en gelaat staan. Hy wil nie verander nie. Hy of sy wil nie verander nie. En dit maak dit moeilik. Want alles verander daagliks. Dis al wat konstant is verandering. Absoluut. Nou al aangeleerde afhanklikheid. Party mense het groot geword waar iemand altyd ingegryp het. 'n Ouer, 'n maat of 'n familielid. Hulle leer nooit self dra nie. Iemand anders het dit nog altyd gedoen. So wat is daai Engelse gesegde, you gotta be cruel to be kind. En dit is so waar, en mense moet maar net oor dit kom, want in jou hart voel jy, ek wil nie graag dit doen nie, maar ek moet. Nou ja, Veronica, slagofferidentiteit. Ja, vir sommige raak al probleme deel van wie hulle is. As iemand anders dit dra, kry hulle aandag, simpatie en bevestiging. Om self te dra, sou dit beteken, hulle verloor daardie belangrike rol. Hierdie is 'n baie belangrike ene. Leonie, jy sal veral seker meer in jou veld, gebrek aan emosionele vaardighede. En ek wil daarby sit, emosionele volwassenheid. Nie almal het geleer hoe om emosies te verwerk, grense te stel of probleme sistematies op te los nie. Hulle kan regtig nie, net nie, wil nie. Weet, ek het al baie gedink, die oomblik as jy in 'n hoek gedryf word, en daar is nie 'n vangnet nie, dan leer jy baie gou om op jou voete te staan. Maar die oomblik as daar 'n vangnet onder jou is, dan dink jy, okay, kom ek probeer, daar is tog 'n vangnet. Dis maar my persoonlike sienswyse. Ja, skuld en manipulasie, daai manipulasie. Mens moet dit sommer gou in jou lewe kan leer lees. Ja, Veronica? uitsprake soos, as jy my regtig lief het, of jy's al wat ek het. Laat ander voel, dit is al plig om te dra, selfs al is dit ongesond. En ja, wie kan nou regtig, dis baie moeilik as iemand na jou toe kom en sê, as jy my regtig lief het, sal jy vir my 'n yskrem koop. Vir die yskremkarretjie. Dis nou vir die yskremkarretjie. Maar ja. Ja, en dan kry jy ook die uitgewoonte uit net wat mense aanneem. Jy het dit nog altyd gedoen, so indien jy gewoond is daaraan om te dra, leer mense vinnig. Ek hoef dit nie te doen nie, want jy sal dit mos vir my doen. En dit raak 'n stil ooreenkoms wat niemand hardop bespreek nie. Ja, en dis wat presies wat jy gesê het, Leonie, net nou, en as jy ophou om dit te doen, dan kom daar daai wegstap of daai verwyte of van daai Die ware klere. Ja, Die ja. ware klere kom na vore of daardie braaibroodjie nou nie vir jou goed gaan wees nie, want 'n ou verlepte, gemifte braaibroodjie Kan nie is lekker ook wees. nie 'n goeie ding nie. Ja, nee, ekskuus tog Veronica, daar is so 'n plakkaat en ek dink dis eintlik hoe ons hierdie hele ding opsom. Onthou, jy's nie 'n braaibroodjie nie, jy's nie daar om vir almal tevrede te stel nie. Ja. Dis waaroor dit gaan, daai plakkaat wat Veronica daar het. Ek dink dit het al getrigger ook
Terwyl ja. ek braaibroodjies gemaak het, het jy dit gelees. Iemand het vir my 'n bordjie gebring. Jy kan nie almal tevrede stel nie, jy's nie 'n braaibroodjie. Ja. Jy sien. Die volgende keer praat ons oor ice cream. Ja. Nou ja, vrees vir mislukking. As iemand anders die las dra, kan jy nie faal nie. Jy kan altyd sê, ek het my bes probeer. Belangrike waarheid, mense verander selde, solank iemand anders die gevolge dra. Dit is nie hard nie, dit is realisties. Ja, 'n Gesonde balans is ondersteuning beteken. Ondersteuning beteken om langs iemand te loop, nie hulle op jou rug te dra nie. Daar is nogal vir my 'n interessante een, en dan het ek moet dit hier inbring, want ek het 'n noot by agtergemaak op my blaaie, waar ek gesê het, gebed gee krag. Soms, ek hardloop nou hier rond, soms is dit vir my, mense kan baie keer net vir iemand bid eerder, as om vir daai een te moet dra. Want die Here dra ons almal. Is nie leer nie, ek meen, en ek maak self 'n fout daar, en ek het besluit hierdie jaar gaan ek in plaas van om myself moeg te maak, en ek pla nie, ek sê nie, om myself moeg te maak of ander af te skeep as gevolg van, gaan ek eerder vir die Here vra om my te help dan om hierdie een te dra en self daai een te dra, dat die Here daai een dra. Ja, en is hy, wie die sterkste is, nie tog binnekant in ons, nie? Dis reg. So ja, dit is my wonderlik om net elke keer maar na daardie waarheid toe terug te keer, back to the basics. Dit is hy wat ons dra. Ja. Nou ja, Radio Fynbos luisteraars, julle wat nou net ingeskakel het, baie welkom. Ons gesels elke woensdag 11:00 en elke Vrydag 4:00 is 'n heruitsending. En elke keer 'n week daarna is 'n podcast wat Chantay vir ons opstel. Inteendeel, sy stel alles op. Klankingenieur en regisseur. So baie dankie Chantay. Nou ja, nou gaan ons, hoe stel jy grense sonder skuld? Verstaan eers hierdie waarheid. Skuld beteken nie jy doen iets verkeerd nie. Dit beteken net jy doen iets niets. Iemand het gewoon daaraan geraak, dat jy hom of haar dra, het ons dit nie al gesê nie, sal ongemaklik wees wanneer jy ophou. Hierdie ongemak is nie jou skuld nie. Ja, ek het eendag so, ek ken nie die hele storie nie, maar ek het eendag so 'n storie gelees van 'n bekende politikus, en sy het gesê, baie mense is soos duwe waarvoor jy kos gee. Die oomblik as jy ophou, sukkel hulle om self op hulle eie te gaan kos soek. En 'n mens moet skerm daarvoor. Nou praktiese beginsels, verduidelik een keer, nie oor en oor nie. Oorverduideliking is skuld wat praat. Dit is vir my nuus daai. Ja. Dit is vir my baie interessant, wat as jy dit oorbeklemtoon, voel jy half skuldig. Kan werk. Veronica? Wees konsekwent, nie hard nie. Nee is 'n volledige sin. Daai is ook baie interessant, want mense is geneig om te sê nee, ek kan nie nou nie. Jy kan net sê nee, maar dit klink so hard en stomp en so aan. Jy kan vriendelik wees sonder om te swig. Of jy sê nee, ekskuus tog, julle interrupt nou, of jy kan sê nee en dan begin jy verduidelik hoekom jy nee sê. Ja. Wat eintlik onnodig Dis is. eintlik onnodig. Voorbeelde van skuldvrye grenstaal. Ek gee om, maar ek kan dit nie vir jou dra nie. Ek kan help dink, maar ek kan dit nie oorneem nie. Dit raak te veel vir my. Ek moet 'n tree teruggee. As jy dit kalm sê en iemand raak kwaad, is dit hulle verlies aan beheer, nie jou gebrek aan liefde nie. Nou, hoe stel jy grense sonder om die verhouding te breek? Ja, belangrik. Jy kan nie beheer of 'n verhouding breek nie. Jy kan net beheer hoe gesond jy optree. Begin met verbinding. So, hier's 'n voorbeeld. Ek gee om en wil in jou lewe wees, maar ek kan nie meer jou finansiële probleme oorneem nie. Ek kan help beplan of self kyk na opsies. Ja, en dis 'n harde besluit daai.
dis nie maklik nie, maar om jouself nie 'n uitgebrande braaibroodjie te maak nie, sulke harde besluite partykeer baie nodig. Ja, dan kan jy eindig as jy met so 'n persoon praat. Ek is hier om te ondersteun op hierdie manier. So dan gee jy 'n voorbeeld van jy kan dalk weet iemand spandeer hulle geld op leksheid en hulle het nie geld om die kind se skoolfonds te betaal nie. So dan kan jy vir hulle vra, kom ons werk bietjie uit, hoe kan jy dit anders doen? Ja, bietjie daar die raad gee, nee. Dis eerder as om jou beursie oop te maak vir die kind se skoolgeld. Daar's 'n duidelike onderskeid tussen help en ongesonde ondersteuning. Jy help wanneer die persoon self verantwoordelikheid neem. Jou hulp maak hulle sterker. Daar's beweging vorentoe, jou rol word kleiner met die tyd. Nou, die ongesonde ondersteuning is wanneer jy die gevolge van hulle keuses keer deur dieselfde krisis, wanneer dieselfde krisis herhaal word. Jou rol word groter en swaarder. As jy ophou help en alles val in mekaar, het jy nie gehelp nie, jy het gedra. En kan jy glo luisteraars, alles hierdie gaan oor 'n braaibroodjie. Hoe interessant het ons dit nie geeskaleer nie. Ek seker volgende keer as julle voor 'n rooster staan met 'n braaibroodjie, gaan van hierdie goed terugkom na julle toe. En sê wie, ja, ek gaan nie meer help nie, of ek gaan help. Ja, of jy gaan dalk 'n braaibroodjie sonder al die vulsel maak. Ja. Dit kan dan boring wees, hoor. Stopredding begin vra. Wat dink jy is jou volgende stap? So met ander woorde is 'n kwessie van leiding gee. Wat het jy al probeer? Laat gevolge gebeur. Dis nie breed nie, dis opvoedend. Wees ondersteunend, nie verantwoordelik nie. Die moeilike maar eerlike waarheid, mense wat jou liefhet, sal aanpas by jou grense. Mense wat jou nodig het om hulle te dra, sal jou straf daarvoor. Dan waar die manipulasie in kom. Dis reg, ja. Dis die onderskeid wat alles verander. En dan het ek hier afgesluit, of nie afgesluit nie, my laaste punt is, Here gee my die wysheid om grense te trek, sonder skuldgevoel, en vrede om te weet dat ek lief het sonder om myself te verloor. Maar weet jy, luisteraars en spesifiek om Dr. Leonie se veld is, ek het al baie gedink. Wysheid, as 'n mens wysheid vra, is seker een van die magtigste voordele wat jy kan vra. Om daai wysheid en insig te hê. Vergeet die ander aardse goed, dit kom en gaan, maar wysheid is vir my so belangrik om dit te vra en te vra, gee my die empatie, die wysheid om daai in te hanteer. En veral hierdie wat 'n moeilike persoon is, altyd weer die Engelse een, wat die fear of failure het. Daai is 'n moeilike persoon om te lig. En die grootste ding is, ek praat ek nou ander, ons is amper klaar nie, die regisseur kyk my so aan die een kant. Die groot ding is, 'n mens moet dit konstant doen. Jy kan nie nou aan en af nie. Ons het baie keer vir die kinders gesê, as jy vir jou kind sê, as jy stout is, gooi op jou van die balkon af. As hy kant stout is, dan moet jy dit doen, anders sê jy dit nie. So, ek wil amper sê, gee 'n dreigement wat jy kan uitvoer, want daai kind verloor so gou vertroue in jou, en baie mense ook. Maar anyway, dis nou lank luisteraars, en Charmaine Oosthuizen, baie dankie, dat jy deelneem. Ons dink aan jou, luister asseblief, Stilbaai, Charmaine Oosthuizen van Stilbaai, luister asseblief na die program, moenie afskakel nie, ons gaan saam met jou luister. Lekker musiek wat jy gekies het, en ons waardeer regtig jou deelname. Van my kant af, mooi loop. En dan nou luisteraars, soos wat julle altyd hoor en weet, ons is fyn daarop ingestel om die mooi agter elke bos te soek. Nou toe almal vakansie gehou het Flora Fynbos, julle gaan haar ontmoet een van die dae. Flora Fynbos het ons toe nou gekry agter 'n bos waar sy gelê het. En ek vra toe nou vir Flora Fynbos, wat is nou jou storie? En sy sê toe vir my, maar ek wou so graag gevind word. En toe sê ek van, maar Flora Fynbos, dit is wat Radio Fynbos doen. Ons is fyn daarop ingestel om die mooi agter elke bos te soek.
So Odds en Ends kyk uit as Flora Fynbos by julle winkel instap. Eersdaags. Ons sal kyk definitief. En van my kant af, ek laat julle met die vraag, is jy 'n braaibroodjie of is jy 'n braaibroodjie wat verander daar is in die lewe? Ons gesels oor alles en nog wat, saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Junie en Jackie met ons klank.